Goeiemôre familie. Ek groet julle almal in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ek is so dankbaar ons kan weer vanoggend praat, maandagooggend. Ons begin 'n nuwe week en deur die genade van die Here sal ons met krag deur hierdie week gaan onder die leiding van die Heilige Gees. Ek wil dit weer vir u noem en ek sal dit nie opbou noem nie. Ons is in 'n klimaat en 'n atmosfeer van die prys wat Jesus vir ons betaal het. En met die aanloop na hierdie naweek toe, wil ek weer graag met u deel wat se uitwerking en impak vergifnis gehad het in die tyd van die kruisiging en dan ook verskeie manne soos Paulus en dan ook Stefanus. Dan kyk ons net daar wat het dit gedoen in hulle lewens. Prys die naam van die Here. Nou Jesus sê vir ons in as dit nou Matteus hoofstuk 5, sê Jesus vir ons daar 'n wonderlike ding in een van die bergpredikasies, sê Jesus vir hulle, dat in Matteus 5 vers, dat is net gou kyk hierso, vers 43, amen. Hy sê daar so, julle het gehoor dat daar gesê is, julle moet julle naaste lief hê en julle vyande moet julle haat. Jesus sê, julle het gehoor, daar staan geskrywe, maar ek, Jesus, seun van die lewende God, ek kom vervang daar die skrif. So hier, ek kom nou met 'n ernstige wysiging en daar die skrif faseer nou uit, dat ek sê, maar 44 sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Jesus sê dat jou vyand moet jy lief hê. Hierdie is Jesus se woorde en dit is 'n opdrag aan ons wat bekeer is tot hom. As ons aan hom behoort, dan sal ons hom lewe, dan sal ons gehoorsaam wees aan hom en ons sal doen wat hy vir ons sê. Sê baie duidelik, julle weet daar was gesê dat julle moet julle naaste lief hê en julle vyande moet julle haat, maar ek sê nou vir julle, daar die skrif is uitgefaseer, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan hulle. Prys die naam van die Here. En so gaan ons verder, en kyk ons in Handelinge 7, dan met waar Stefanus gekruisig word, en die woord is duidelik, hy sê, daar was 'n jong man met die naam van Saulus, die manne wat gestenig het, sy klere het aan sy voete gelê, en hy het hierdie ding goedgekeur. Maar Stefanus, terwyl hulle hom stenig, die woord sê, en die volk het soos een man op hom afgestorm. So dierbares, ek wil hê u moet verstaan en begryp, dat hierdie aanslag op die lewe van Stefanus was uiters verwoestend. Dit was vernietigend. Die volk storm op hom af en hulle begin hom met klippe dood te gooi. Maar hoor net wat sê in vers 60, Handelinge 7 vers 60. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaan. Stefanus word gestenig van hordes mense. Hy val op sy knieë neer en hy skree, hy roep uit na God, sy Vader. Hy sê, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. O Jesus. En so het Saulus Paulus geword. Sy vergifnis uit 'n opregte hart het gemaak dat Saulus Paulus geword het. 'n man wat 3/4 van die Nuwe Testament vir ons kom skryf het. 'n man wat Jesus gesê het, ek sal vir hom sê hoeveel gaan hy vir my lê. Hy gaan 'n buitengewone knegt vir my wees. Hy het die dood van Stefanus goedgekeur. Maar Stefanus se vergifnis veroorsaak dat Saulus, halleluja, deur Jesus vrygespreek word. Reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Nou ons is geneig om mense daarmee eintlik wil te dreig dat God slaap nie. Die Here sal my battle sal hy fight. Ons
Halleluja. Ons moet hulle vergewe. Want die woord is duidelik. En een van die spreuke sê, dat ek sal jou vyande, jou vriende maak. Alles is gebaseer op jou karakter en jou gesindheid. As jy die gesindheid van Christus het, dan sal jy die wil van die Here doen. Jy sal die woord lewe. Jesus word gelei na die kruis. Hy word bespot. Hy word minag. Hy word verwerp. Hulle het hom gegeesel. Jesus. Maar aan die einde roep Jesus uit na sy Vader. Hy sê, Vader, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want Jesus weet dat God 'n plan het met elke individu op hierdie aarde. En van hulle wat Jesus so bespot het, gegeesel het, en wat hom so minag het, onder hulle was daar manne wat God 'n plan met hierdie man se lewe het. En daarom het Jesus nie gesê, vernietig hulle nie. Hy het nie gesê, Vader, kom en laat u wil geskied, verbrand laat. Hy het gesê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. So in elkeen wat kwaad spreek teenoor u, dink daaraan, wat is God se plan met hierdie iemand? En gebruik die geestelike krag binne in jou onder die leiding van die Heilige Gees. En roep tot jou Vader en sê, vergewe hom. Want jy weet nie wat jy doen nie, en spreek met die Gees van God, Gees van waarheid, wat binne in jou woon, en sê vir die Heilige Gees, openbaar aan hom, oortuig hom, die waarde waarmee God hom geskaap het. Hy kan opeindig soos Saulus opgeëindig het, wat sy naam verander was na Paulus, om 'n buitengewone diensknegt vir Jesus te word. Net so kan hierdie vyand van u, wat nou besig is om u te minag te vertrap. Nou dit is alles waarvoor Jesus gesterf het, sodat ons kan diensknegte van hom. Woord is baie duidelik, 1 Korintiërs hoofstuk 4, dat ons word gereken as ons waarlik bekeer is, as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Dit is die karakter wat jy moet hê en die gesindheid wat jy moet hê. Om 'n dienaar van Christus te wees en 'n bedienaar van die verborgenhede van God. Dan sal jy kan vergewe, dan sal jy kan vryspreek. Jy sal nie haat nie, jy sal nie verwens nie, jy sal nie vervloek nie. Jy sal nie vir God wil gebruik om jou mense, jou haters, jou vyande te vernietig nie. Want as ons kyk na die psalms, sal ons sien dat koning Dawid het baie kere dit genoem en gesê, maak my vyande, maak hulle dood, maak gee hulle in my hand, dat ek hulle kan vernietig. Maar daar die tyd wat koning Dawid, wat hy daai soort benadering gehad het en daai houding geopenbaar het, moet ons ook in ag neem dat die Heilige Gees was nog nie daar op daardie stadium. Ek praat nou soos die Heilige Gees nou opereer in ons tyd. Want Jesus het gekom en alles met liefde kom vervang. So ons moet vergewe, ons moet lief hê. Ons moet nie vir God wil gebruik om ons vyande uit te roei nie. Ons moet dit nie doen nie. As Stephen have said that, Father, hallelujah, don't keep them accountable for what they are doing. And Jesus says the same thing. Forgive them for they don't know what they are doing. And Jesus says it to us, that there has been written, you know it, that there is a saying what says that you got to love your neighbor, but you got to hate your enemy. But Jesus says, but I am telling you now, I'm commanding you, that you got to love your enemy and do good to him. So this is a commandment, this is an instruction. That's why Jesus forgave them. While they were busy chastising him, mocking, humiliating him, despise him. But yet he said to the Father, forgive them, for they don't know what they are doing. And that is the attitude and character that we have to reveal. We got
got to have that character and attitude of Jesus Christ to forgive those who are doing us wrong, those who are mocking us, those who are cursing us. We got to bless them, because you don't know what the plan of God is with that person. Saul became Paul. So God can bring that transformation in his life. But you, out of your unrepented heart, you will start cursing him, and you will start praying to God to do something bad to him because he have done you wrong. That's not the attitude what God wants us to have and expect from us. That's why Philippians says it very, very clearly, that the same attitude that was in Christ must be in you. Forgiveness. That's why Jesus laid down his life. That's why he went through the process of crucifixion. Hallelujah. He conquered the grave. Hallelujah. To come speak to you and tell you that you must live the word of God. You must apply the word of God with wisdom. Amen. That is why Jesus, I will say it again, that you are the reason for the season. Hallelujah. You, mankind. He came and died for you. So you are the reason for the season. He wants you to be like him. He wants you to act like him. He wants you to think like him. You got to come to the fullness of Christ. That's what the word says. That's what God expects from you. He says, I'm going to turn your enemies into your friends. All what you got to do, have the character of God and the attitude of Jesus Christ. Live my word. Hallelujah. Make disciples. Thank you, Jesus, for this powerful word this morning. And if you can manage to do that, hallelujah, then you can be proud of yourself and say to yourself that maybe I can find favor in the eyes of God in the final judgment. Amen. Brothers and sisters, that we are closing in to the weekend that we're going to celebrate and commemorate the crucifixion, the burial, and the resurrection. Let we keep the faith and do the will of God. Enjoy this day. It's Monday. Enjoy it in Christ Jesus. We're going to start this morning to pitch the tent there in the Straat in Homevale, Kimberley. And we're going to start Wednesday evening. Prophet Joyce de Water, Apostle Patrick Stoffels, and Apostle Grief. We're going to be in the tent, and people coming from all over to be with us. God bless you and enjoy this beautiful Monday in Christ Jesus. Amen.